van die Romeine, het ons nou al tot by hoofstuk 12 gekom, en ons lees vanoggend Romeine hoofstuk 12 van vers 1 af. Romeine 12 van vers 1 af. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer toe om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons lyding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is, en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar, en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raad neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons teks is vers 1, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God, as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens, wat julle moet beoefen. En daarmee saam lees ons uit Sondag 32 van die Heidelbergse Katekismus. Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is?
omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade, en hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry, en ons deur ons godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? Nee, glad nie. Want die skrif sê dat geen onkuise, afgodsdienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beerwe nie. Geliefdes in die Here, dit is kenmerkend van Paulus se briewe, dat hy dikwels eers dit wat ons glo, die leer van die evangelie uiteensit, en dit dan toepas op die lewe. Nie dat die eerste deel van sy briewe sonder enige toepassing is nie, inteendeel. Ons het dit nou al gesien in hierdie reeks uit die Romeinebrief. Maar die laaste deel van Paulus se briewe is gewoonlik baie sterker gerig op toepassing as die eerste dele. Paulus sê dus eintlik in die eerste deel, in die meeste van sy briewe in die eerste deel, dit is wat ons glo. Dit is wat God aan ons geopenbaar het. Dit is ons belydenis. En dan in die laaste deel van sy briewe sê hy, omdat ons hierdie dinge glo, omdat God hierdie dinge aan ons geopenbaar het, lewe ons dan soos mense wat dit glo en wat dit weet. Daarmee leer die woord ons dat geloof uitgeleef moet word. Dat dit nie net teorie is nie, maar ook lewenspraktyk. Ook in die Romeinebrief. Die mense wat glo dat jy deur jou dade gered word, sê, doen hierdie dinge, dan sal jy gered word. Die evangelie sê egter, as jy gered is, sal jy hierdie dinge uit dankbaarheid doen. Eers as jy in Jesus Christus as jou verlosser glo, eers as die Gees van God jou lewend maak in die geloof, sal jy uit dankbaarheid hierdie dinge doen. Om te glo dat ons sonder enige verdienste van ons kant gered word, is Bybels, is gereformeerd. En die Romeinebrief het ons nou al gesien, sit hierdie waarheid op 'n baie besondere manier uiteen. En dit word in die vorm van 'n hofsaak gedoen. In hoofstuk 1 tot 3 kry ons die klagstaat, die aanklag. Almal is sondaars en is die dood skuldig oor hulle sonde. Daar is selfs nie een wat onskuldig is nie. En dan in hoofstuk 3 van vers 21 tot 4 vers 25 kry ons die uitspraak. Almal word sonder uitsondering skuldig bevind deur die regter. Daar is niemand wat onskuldig is nie. En dan van hoofstuk 5 tot 8 kry ons die verrassende vonnis. Skuldige sondaars wat die dood verdien, ontvang die ewige lewe, omdat hulle deur die geloof geregverdig is. Omdat Jesus Christus vir hulle betaal het, is hulle skuld voor God betaal. Hulle is deur sy bloed geregverdig. En daarom kry ons dan van hoofstuk 12 af 'n baie praktiese deel wat ons leer. So leef mense wat vrygespreek is van hulle sonde, dankbaar en nuut,
omdat Christus hulle juis daarvoor verlos het. Hierdie praktiese deel van die Romeinebrief begin dan by hoofstuk 12 vers 1 met: En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Of soos die 2020 vertaling dit vertaal: Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Liefdes, die Heilige Gees doen hier 'n ernstige beroep op ons. Deur sy diensknegt Paulus doen hy 'n beroep op ons, roep hy ons op om iets te doen. En die Griekse woord wat hy gebruik beteken om iemand te vermaan om op 'n bemoedigende wyse. En hy skryf dat hy hierdie oproep doen op grond van die ontferming of die barmhartigheid van God. Waarna verwys Paulus as hy praat van die groot ontferming of barmhartigheid van God? Geliefdes, die woord sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Dit is die groot ontferming waarna ons teks verwys. Verlossing, sonder enige verdienste van ons kant af, deur Christus alleen, deur geloof alleen, deur genade alleen. Dit is hierdie ontferming of barmhartigheid van God wat vir ons uiteengesit word van Romeine 1 tot by hoofstuk 11. Op grond van alles wat God in Christus vir ons gedoen het, op grond van alles wat Romeine 1 tot 11 vir ons uiteengesit het, word daar nou 'n beroep op ons gedoen. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Liefdes, hoe reageer ek op God se groot ontferming oor my? Wat doen ek as ek nou al die afgelope tyd 11 preke uit Romeine gehoor het oor God se groot ontferming oor sondaars soos ek? Deur 'n bees of 'n bok of 'n skaap dood te maak en te offer? Nee, deur myself aan God te offer, deur my hele lewe aan hom toe te wy. My hele lewe moet dus godsdiens wees. Nie net Sondag of net wanneer ek Bybel lees en bid nie. En of ek nou 'n pensionaris of 'n huisvrou of 'n onderwyser of 'n skoolier of wat ook al is, my hele lewe moet 'n dankoffer aan God wees. Ek moet aan God toegewy wees. Wanneer 'n dier in die Ou Testament geoffer is dit heeltemal in beslag geneem. Dis doodgemaak en op die altaar gelê en aan die brand gesteek. Dit is geheel en al aan God gegee. Omdat ek God bo alles liefhet, moet ek myself aan God offer, geheel en al aan hom gee. Ek moet hom verheerlik deur my hele lewe aan hom toe te wy. Nou vra hy nie meer dat ek moet sterf vir hom nie. Nee, Jesus is klaar in my plek geoffer, doodgemaak.
Nee, wat hy nou vra is dat ek vir hom sal lewe. Dat ek 'n lewende offer moet wees. Deur myself aan hom toe te wy, bewys ek my dankbaarheid vir sy groot ontferming in Christus. En nou leef ek onder leiding van sy Gees nie meer vir myself nie. Nee, ek is 'n offer wat heeltemal in beslag geneem word in God se diens. Ek vereer hom nou in alles wat ek doen. My hele lewe sal voortaan godsdiens wees wat God verheerlik. Dis tog waarvoor hy my gemaak het. Dis tog hoekom hy my in Christus verlos het, sodat ek myself as 'n dankoffer aan hom sal toewy. Ek moet 'n lewende offer wees. Daarmee saam moet ek 'n heilige offer wees, ten volle toegewy aan die diens van die Here, en wat daarom niks meer met 'n sondige lewe te doen wil hê nie. Daarom steek sê, gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Letterlik staan daar, dis die logiese, dis die sinvolle van julle godsdiens. Dit is die reaksie wat sin maak. Jesus het homself in my plek aan die kruis geoffer, my lewe verander, en nou moet ek 'n offer aan hom wees, 'n lewende offer. Dit is die logiese reaksie wat sin maak, dat ek myself aan hom sal gee as 'n lewende en 'n heilige offer. Ek self moet 'n offer aan die Here wees. My tyd moet 'n offer aan die Here wees. My beroep moet 'n offer aan die Here wees. My aftrede, my sport en ontspanning moet offers aan die Here wees. My besittings moet 'n offer aan die Here wees. So en so alleen sal my hele lewe godsdiens wees wat God verheerlik. Dan sal ek onder leiding van God se Gees nie meer vir myself leef nie, maar vir die Here. Dan is dit nie meer ek wat leef nie, nee, ek word opgeoffer. Dan is dit Christus wat in my leef. Omdat ek God bo alles liefhet, sal ek hom vereer in alles wat ek doen. Sal ek myself aan God gee as lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. My toegewyde lewe as heilige dankoffer wat vir die Here aanneemlik is, kan natuurlik net vir die Here aanneemlik wees, omdat Christus my met sy offer aan die kruis geheilig het, en omdat die Heilige Gees my ook lei op die pad van heiligmaking. En eers wanneer ek dit glo en bely en uitleef, sal ek my doel op aarde kan bereik. Want dan eers is dit nie meer my doel nie, maar God se doel met my. Eers wanneer my hele lewe godsdiens is, eers dan beantwoord ek aan my doel. En daarom wil ek niks meer doen wat nie 'n dankoffer aan God is nie. Wil ek nie meer volgens my sondige begeertes lewe nie, maar volgens God se wil. Geliefde, Sondag 32 begin met die vraag: waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is? So tussen hakies hoor jy pragtig beklemtoon die katekismus hierdie gereformeerde waarheid, sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade deur Christus. As dit so is, waarom dan nog goeie werke doen? Voordat ons hierdie vraag beantwoord, moet ons eers net vra,
wat word nou eintlik met goeie werke bedoel? Goeie werke is om jouself aan God te wy as 'n lewende en heilige dankoffer wat vir hom aanvaarbaar is. Met goeie werke word nie hierdie soetsappige goeie daad vir die dag tipe van ding bedoel nie, maar om in gehoorsaamheid aan God te lewe in alles wat jy doen. Goeie werke is byvoorbeeld om die 10 gebooie uit dankbaarheid te gehoorsaam. Waarom moet ons nog al hierdie dinge doen? Hierdie goeie werke? Terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is. Liefdes, doen goeie werke omdat Christus, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe dank aan God sal bewys. Dankbaarheid sal bewys vir sy weldade en hy deur ons geprys sal word. Ons is deur Christus gered. Ja, dis God se groot genade, sy groot ontferming. Is niks wat ons daartoe kon bydra nie. Maar dit is ook nog net die helfte van die waarheid. Ons is ook deur sy Gees nuut gemaak. So nuut dat ons 'n dankbare lewe wil lei. Dat ons God wil prys met ons hele lewe. Dat ons onsself aan hom wil gee as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Christus red ons uit genade en hy maak ons nuut deur sy Gees. Christus het die magte van die bose en die kettinge van die sonde kom verbreek om ons daarvan te bevry. Waar ons eers as gevolg van ons sondige natuur nie anders kon as om God en ons naaste te haat nie, word ons nou deur sy Heilige Gees vernuwe tot Christus sy ewebeeld. Dit beteken dat ons God nou bo alles wil en kan lief hê en ons naaste soos onsself. En daarom bely ons ook in Sondag 24 dat dit onmoontlik is dat iemand wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Ja, geliefdes, is onmoontlik dat iemand wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Maar dit is baie belangrik. Ons doen dus nie goeie werke om gered te word nie, maar ons word gered om goeie werke te doen. Ons doen nie goeie werke om gered te word nie, maar ons doen goeie werke omdat ons dankbaar is daarvoor dat ons gered is. En as jy deur Christus gered is, dan is dit onmoontlik dat jou hele lewe nie daardeur geraak sal word nie. Jy beskou dan alles, jou hele lewe, alles wat in die wêreld gebeur, jou roeping, jou geloof, jou lidmaat van kerk van die Here wees, in 'n ander lig. Want die Heilige Gees vernuwe jou denke om reg te dink. Nou gaan dit nie meer vir jou oor jouself of jou eer nie, maar oor God en sy eer. En sodra dit nie meer vir jou oor jouself gaan nie, maar oor God, kry dit meer en meer reg om ander te vergewe, word dit makliker om meer en meer liefde aan jou huweliksmaat of jou ouers of jou kinders of alle ander mense te bewys. Sodra dit nie meer vir jou oor jouself gaan nie, maar oor God en sy eer, kry dit al hoe meer reg om liefdesdiens te doen, om groot opofferings te maak, om die Here te dien, om eredienste by te woon, om siekes te besoek, om mee te leef met medegelowiges.
En dan kry jy dit ook reg om ten spyte van jou besige program ook tyd te hê om liefdesdiens te doen, die kerkraad te dien, kateksasie te gee, dienswerk te doen of wat ook al. Jy kry dit reg om jouself aan God te offer, om jou lewe as 'n dankoffer aan hom toe te wy. Die Heilige Gees lei jou daarin. Dan kan jy nie meer lewe sonder jou binnekamer godsdiens nie. Want God neem meer en meer die middelpunt van jou lewe in. Jou diens aan God bring vreugde in jou lewe wat enige ander vreugde oortref. Liefdes, dit is belangrik om in te sien dat Christus se verlossing uit 2 dele bestaan. Hy red ons sonder enige verdienste van ons kant en hy maak ons dankbaar deur sy Gees. Hy maak ons nuut deur sy Gees, sodat die dankbaarheid sal straal uit alles wat ons doen. As ons net aan die redding vashou, maar nie ook aan die vernuwing van die Heilige Gees, die vernuwende werk van die Heilige Gees in my lewe nie, dan is jy soos 'n vrugteboom wat geen vrugte dra nie, soos 'n wolk wat geen reën bring nie, soos 'n leë blik wat net kan raas. Aan die ander kant, as jy net aan die vernuwing deur die Gees vashou, en jy vergeet dat jy sonder enige verdienste uit genade deur Christus gered word, dan sal jy allerlei dinge probeer doen om gered te word. Dis weer die fout wat baie van die charismate maak. Jy moet in tale kan praat, of enige ander buitengewone wonder kan doen. Anders is jy maar 'n tweede klas gelowige. Jy moet 'n buitengewone ervaring hê, anders is jy nog nie wedergebore nie. Jy moet in ekstra openbarings buite die Bybel omglo, want God se woord is nie volledig of genoegsaam nie. En as 'n engel of Jesus self aan jou verskyn het, dan is dit soveel te beter. Nee, geliefdes, die dodelike kiem van selfverlossing sit in hierdie soort teologie. Jy het Christus plus nog iets anders nodig om jou te red. Christus plus 'n buitengewone ervaring of dade van jou kant word beweer. Maar hierteenoor is die gereformeerde godsdiens en teologie Bybels en gebalanseerd. Christus red my uit genade en hy maak my nuut deur sy Gees. Dit is wat ons bely in Sondag 32. Kom ons sorg dat ons belydenis nie net 'n mooi teorie sal bly, deur dit 'n werklikheid te maak. Hoe? Deur elke dag soos 'n dankbare, gehoorsame, nuutgemaakte mens te lewe. Op grond van die groot ontferming van God, gee jouself as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die gereformeerde godsdiens. Dan sal ek nie meer vir myself lewe nie, maar vir die Here. Dan is dit nie meer ek wat lewe nie, nee, ek is opgeoffer. Dis Christus wat in my lewe. Omdat ek God bo alles liefhet, sal ek hom vereer in alles wat ek doen. Sal ek myself aan God gee as lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. As dit my gesindheid is, dan moet ek die Here dank dat hy my gered het om nie te lewe onder leiding van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die voorreg dat ons opnuut weer die onvervalste evangelie kon hoor. Dat ons deur genade alleen, deur Christus alleen, deur geloof alleen, sonder enige verdienste van ons kant gered word. Ja, dat dit U groot barmhartigheid is, U groot ontferming oor ons. Maar ons het ook gehoor dat
As ons hierdie dinge glo, dat dit ons lewens sal verander. Daarom bid ons Here dat U kragtig deur die woord en deur die Gees in ons sal werk. Dat ons onsself aan U sal toewy as lewende en heilige offers wat vir U aanneemlik is. Ja, dat ons in alles sal vra, Here, wat wil U hê met ons doen? En dat ons dit met dankbaarheid en met ywer sal doen, omdat ons weet, Jesus Christus het ons juis verlos, ons juis gered, sodat ons hierdie dinge kan doen, tot eer van U naam, tot opbou van U kerk. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Miskien nou geleentheid vir die liefdesgawes, daarna sal ek die slotsang aankondig. Ons slotsang is Skrifbreiniging 14 of 8:1 in die groenboeke, vers 1 en 2, die tweede helfte van vers 1 sing ons God se belofte, nuwe harte gee ek aan julle en ek gee 'n nuwe gees. Ek sal die hart van klip verwyder, aan julle gee 'n hart van vlees. Skrifbreiniging 14 of 8:1, vers 1 en 2, daarna bly ons staan vir die seën van die Here. Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en
en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.